Baie dankie vir die uitnodiging. Ek wil heel eers begin deur te sê daar's verskillende dorslandtrekke waarvan gepraat kan word. My praatjie vandag is oor die eerste 3 dorslandtrekke wat so in 1874 rond begin het en so 7 jaar later in 1881 in Angola aangekom het. Nou behalwe hierdie 3 trekke was daar altesaam 7 trekke na Angola toe. Hier in 1892 tot 1894 was daar nog 3 groot trekke na Angola toe. En die laaste groot trek was in 1905 en 1906. Maar behalwe vir hierdie groot trekke was daar 'n hele klomp klein trekke na Angola toe. Maar ons praat vandag net oor die eerste 3 trekke wat baie bekend in die geskiedenis geword het vanweë die verskriklike lyding van die mense wat op daai trek, daai eerste 3 trekke was. Ek dink daar's min gebeurtenisse in die Suider-Afrikaanse geskiedenis wat van soveel lyding en leed getuig as die Dorslandtrek. Die populêre reisverhaalskrywer Lawrence Green het byvoorbeeld geskryf, hy het dit beskryf as the most painful chapter in the whole history of the Afrikaner reis. Nou ek dink dit is miskien 'n stelling wat bietjie gekwalifiseer kan word, maar dit doen nie afbreek aan die vreeslike lyding van die mense nie. En dan die woorde van 'n vrou wat die trek oorleef het, toe sy gevra het of hulle ooit weer die pad terug Transvaal toe sou kry, het sy geantwoord, as ons ooit weer na Transvaal moet terugtrek en ons die pad vergeet het, dan hoef ons maar net saam met die grafte van ons kindertjies langs te trek en so sal ons weer in Transvaal kom. Dit is vir my so ontroerend om hierdie woorde elke keer te lees. Nou ja, die wortels van die Dorslandtrek lê in die groot trek. Na die groot trek het daar 'n samelewing bestaande uit 'n klein aantal voortrekkers oor 'n baie groot gebied versprei, wat as Transvaal en die Vrystaat bekend geraak het, tot stand gekom. Hulle het nie eintlik 'n eenheid gehad nie, maar daar nie een sterk leier was wat almal kon verenig nie. Daar was gevolglik dikwels ernstige politieke en kerklike twiste en hulle was dikwels op die rand van 'n burgeroorlog gewees. Nou ja, die groot trek het die gemeenskap baie verarm en omdat hulle oor so groot gebied versprei is in die binneland van Afrika, het dit gelei tot ekonomiese en intellektuele isolasie. Ten spyte daarvan, van hulle armoede en gebrek aan onderwys, het die gemiddelde Transvaalse boer baie selfstandig gevoel. En dit het dikwels oorgeslaan in koppigheid, en die onwil om die gesag van iemand anders te aanvaar. Die Transvaalse boere was op die voorhand van die Dorslandtrek hier in 1874 dus 'n verdeelde gemeenskap en veral op godsdienstige gebied. En hulle was agter teenoor die ander Afrikaners en landgenote in die res van die land, in die Kaap en in Natal. Nou ja, daar was waarskynlik nie net 'n enkele rede hoekom die Dorslandtrekkers getrek het nie. Hulle het hoofsaaklik uit Transvaal getrek, maar ek sou sê die belangrikste redes het gesentreer rondom die ontevredenheid van 'n klein groepie hoofsaaklik gereformeerde lidmate rondom hulle teenkanting teen president Thomas Burgers. En hier het hulle veral sy onderwyswet, die onverkwikkelike toestande in die gereformeerde kerk en die soeke na 'n nuwe Jerusalem ingesluit. Daar was ook politieke en ekonomiese redes, soos die vrees vir gelykstelling aan swart mense, onsekere politieke toestande, die vrees vir die beskawing, soos hulle dit bestempel het, maar dis eintlik meer 'n teenkanting teen nuwe idees, 'n gebrek aan grond- en bevolkingsdruk wat in daai jare nog nie so groot rol gespeel het nie. Armoede en die vrees van belasting, vir nuwe belastings kon minder belangrike rolle gespeel het. Daar word dikwels gewag gemaak van 'n trekgees, maar ek dink dit word baie oordryf en as jy dit wetenskaplik ondersoek, dan kan jy nie die trekgees as 'n trekrede bestempel nie.
Daar is ook die vrees vir Britse imperialisme genoem en ek dink dit is ook vir my onbevredigend as 'n rede, want die groot meerderheid van die trekkers het Transvaal al verlaat nog lank voordat die Britte Transvaal geannekseer het. En dan as jy gaan kyk na die lidmate van die ander kerkgenootskappe in Transvaal onder die boere of die Afrikaners, was dit hoofsaaklik die Hervormde Kerk en die NG Kerk, of die Nederduits Gereformeerde Kerk. Baie min lidmate van hierdie twee kerkgroepe het getrek. 85% van die trekkers was lidmate van die Gereformeerde Kerk. So ek dink daar's baie duidelik dat daar goeie godsdienstige redes was waarom hulle ontevrede was met die bestuur van die land. Daar is ander invloede wat 'n rol gespeel het in die trek. Daar is die rol van die Jerusalem-gangers wat ek genoem het. Hulle is 'n groep baie konservatiewe en behoudende lidmate wat gesoek het na 'n nuwe Jerusalem en al die pad wou trek tot in Jerusalem. Ek dink dit is ook beïnvloed deur die gebrek aan predikante in Transvaal in daai tyd en die feit dat die Bybel die enigste riglyn vir hulle lewens was en dit was dink ek nie genoegsaam nie. Hulle het nie 'n goeie kennis van geografie gehad nie. Nou wanneer ek praat oor die Dorsland trekkers, dan word die blanke trekkers dikwels beskou as die Dorsland trekkers, maar uit die oog word verloor dat 'n groot klomp van hulle arbeiders saamgetrek het. Nou hierdie groep mense word verwys as die makvolk in die terminologie van daai tyd. En dit is 'n kleurryke groepie mense, hierdie arbeiders wie se materiële en geestelike kultuur baie ooreengestem het met die van die Dorsland trekkers. Dis vandag baie moeilik om te bepaal hoeveel van die makvolk saamgetrek het daai tyd, maar ek dink as 'n mens 'n skatting sou maak, kan 'n mens reken op so 130 na 200 persone wat saam met die blanke trekkers getrek het. Ongelukkig word hulle aandeel in die trek baie dikwels verswyg en hulle word baie dikwels nie in die herinneringe aan die trek genoem nie. Uiteraard was hulle almal swart of gekleurd en hulle was dikwels kinders wat op die slagveld gevange geneem is en daarna deur die trekkers grootgemaak is. Daar het wel 'n baie hegte band tussen hulle en die Dorsland trekkers, die blanke Dorsland trekkers ontstaan. Nou ja, ek het genoem dat hierdie praatjie gaan oor die eerste 3 trekke. Hierdie eerste 3 trekke wat later saamgesmelt het in 3 groepe op verskillende tydstippe Transvaal verlaat. Die ontevredenheid het in Mei 1874 begin toeneem en die eerste groep trekkers het toe uit die distrik Pretoria getrek en vir 'n jaar lank langs die Limpopo of wat hulle dit genoem het die Krokodilrivier oorgestaan terwyl hulle die pad verder verken het. Dan was daar 'n tweede trekgroep wat Transvaal eers amper 3 jaar later verlaat het in April 1877. Hulle het die swart opperhoof van die Bangwato stam, Tswana stam, Khama ontmoet en vir hom toestemming gevra om deur sy gebied te trek. Khama en sy raadslede het tevergeefs probeer om die trekkers te oorreed om nie te trek nie. En hier is dit weer duidelik dat die hardkoppigheid maar 'n groot rol gespeel het. Dit was in hulle lewenservaring ondenkbaar dat hulle na 'n swart man se raad sou luister. Hulle het aanvanklik planne gemaak om in kleiner groepies te trek, maar toe die groep die woestyn ingaan, het almal dadelik begin inspann en opsaal en teen 10:00 die oggend was die hele groep op pad om te trek. En dit het natuurlik die leiding vererger, want as hulle in kleiner groepies verdeel het, dan sou daar nie so groot samedromming by die watergate gewees het nie. So in Mei 1877 het hulle die laaste watergat in die woestyn verlaat en die Dorsland binne gegaan. Die Dorsland is natuurlik daai deel van die huidige Botswana waarin daar min water is, amper geen riviere nie en oor die algemeen min fonteine. In die afwesigheid van swak leierskap en die feit dat elke
man homself as 'n leier beskou het, is die wanorde vergroot en dit het eintlik die tafel gedek vir die uiteindelike ramp wat gebeur het. Nou, die grootste deel van hierdie lyding wat die mense so aangegryp het oor 'n tydperk van 7 tot 10 dae by waterfonteine soos Tlabala en Kowan en Letlakaan afgespeel. Na die derde dag het die beeste wat natuurlik sonder water was teen daai tyd, was hulle gebulk en angsbevange krete van die ander diere onbeskryfbaar. Die klein groepies beeste het vorentoe gehol in die watergate wat nog daar was vertrap. Party het teruggekeer na Transvaal toe, ander was die slagoffers van leeu's en die hyenas. Groot klomp van die vee, duisende stuks het natuurlik van dors gevrek. Interessant genoeg het nie een van die trekkers van dors doodgegaan nie, maar hulle lyding was nie minder aangrypend nie. By tye moes hulle drinkwater lepelsgewys geransoneer word. In hulle desperaatheid het die trekkers soms bokke en skape en selfs honde keel afgesny om die bloed te drink en die penswater in die hande te kry om hulle van hulle lyding te verlos. Maar die grootste rede vir sterftes onder die trekkers was uiteindelik glad nie dors nie, soos ek gesê het, nie een van hulle is van dors dood nie, maar hoofsaaklik malaria, wat hulle daai tyd nie geken het as 'n siekte wat deur muskiete veroorsaak is nie. Nou ja, toe word Transvaal, nadat die eerste twee groepe Transvaal reeds verlaat het, geannexeer deur Groot-Brittanje en kort daarna, nog in dieselfde maand, het 'n derde groepie trekkers Transvaal verlaat. Dit was maar 'n klein groepie van omtrent 40 trekkers by die distrik Rustenburg, en hulle het op die spoor van die tweede trekgroep langs getrek en teen Julie, so 3 maande later, by die tweede trekgroep aangesluit by die Meersrivier. Daarna het hulle nou vir 2,5 maande by die Meersrivier oorgestaan. Dis 'n rivier wat daar van die Okavango morasse na die Kalahari soutpan toe loop, om te herstel van hulle rampspoedige tog. Nou teen daai tyd het hulle al duisende stuks beeste verloor, en onder daai hele groep van ongeveer meer as 600 mense het hulle maar 326 osse gehad. Nou jy kan dink 326 osse is maar 20 spanne beeste, en hulle het nog 3 maande tevore omtrent 140 waans gehad. So daar was hopeloos te min trekdiere om al hierdie waans te trek. Uiteraard het hulle baie van die waans agtergelaat, en daarna het hulle nou met daai geringe spanne osse van hulle die oorblywende waans ook al langs die Meersrivier langs getrek. By Sebetwana se drif, dis een van die driwe op die Meersrivier, het hulle bereken dat 37 mense al op die trek oorlede is. Dit is dan hoofsaaklik van masels en ander siektes. En die eerste koorsgevalle het natuurlik, of malaria gevalle het ook teen daai tyd voorgekom. Nou die tweede en die derde trekgroep het toe 'n nuwe bestuur met Jan Greiling as kommandant gekies, en hulle het 'n brief geskryf vir die eerste trekgroep wat toe daai tyd al by Rietfontein oos van Gobabis oorgestaan het, gestuur om hulle te help weens hulle gebrek aan trekdiere, en hierdie eerste groep het vir hulle 184 trekosse gestuur, wat natuurlik nog steeds te min was, maar natuurlik baie gehelp het dat hulle vooruit kon kom al met die Meersrivier langs. Uiteindelik het hulle in September 1877 by die Ngami meer uitgekom, en hier het hulle in verskillende groepe verdeel. Daar was natuurlik geweldige verdeeldheid, en ek dink ook nie dit was raadsaam om as een groot groep verder te trek nie. 10 tot 12 gesinne onder Lou Du Plessis het na die eerste trekgroep getrek by Rietfontein, en die ander trekkers het met die Okavango rivier langs verder noordwes getrek. Een groep het in die woestyn ingetrek, en dit natuurlik dan verdere lyding gehad as gevolg van droogte. En 'n tweede groep het gesê hulle sien nie kans vir hierdie gebrek aan water nie, en het al met die
Okavango rivier langs verder getrek en onder hulle het malaria sterftes hier in die somer van 1877 weer begin toeneem. Boonop het die tsetse-vlee onder hulle vee begin steek en hulle is getuister en 'n groot deel van die vee het gevrek, veral die osse en die gewone beeste was nie bestand teen die tsetse-vliege nie. Onder hierdie moeilike omstandighede het 'n groep besluit, maar hulle sien glad nie kans vir of die woestyn nie, of vir die malaria sterftes nie, en hulle het al die pad weer teruggetrek Transvaal toe. Daar word bereken dat so ongeveer 1/3 van die trekkers weer teruggetrek het Transvaal toe. Nou ja, die laagtepunt onder op die Dorsland trek sou nog voorkom, want die lyding van malaria en die verleiding as gevolg van die tsetse-vlee het van hier af toe dramaties toegeneem. En die veevrugtes het ook natuurlik toegeneem. Daar was enkele ander redes hoekom mense gesterf het. Daar was party wat in hulle gebrek aan kos giftige veldvrugte geëet het. Een trekker is deur boesmans verloor. En ek dink as 'n mens daarna kyk, was hulle liggaamlike toestand maar baie verswak en baie mense is eintlik van ontbering dood of 'n komplikasie van 'n hele klomp ander siektes en die gebrek aan medisyne en die moeilike omstandighede wat hulle getrek het. Die onbeskryflike ellende en die verwaarlose toestand van die groep mense langs die Okavango het die ander trekkers geskok. Uiteindelik het hierdie 3 trekgroepe verenig by Leeuwpan in die Kaudom, waar die Kaudom wildtuin vandag is, en hulle het besluit om verenigd voor te trek. Die ergste lyding was egter 'n groep van sowat 10 gesinne onder Gerde Pre. Hulle het uit sowat 65 blankes bestaan, benewens 'n klompie makvolk. En van hierdie 10 gesinne het uiteindelik al die mans, 10 mans en 7 vroue getrek. En toe die oorlewendes van hierdie groepie was uiteindelik 3 blanke vroue en 19 kinders en 'n klompie van die makvolk. Daar's 'n ekspedisie uitgestuur om hierdie groep te gaan red, en hulle is na die res van die trekkers in die omgewing van Leeuwpan geneem. Nou ja, dit was onbekende terrein vir hulle. Hulle persepsie van die swartstamme in die omgewing was dat die swartstamme vyandig gesind was. Nou dit is vandag moeilik om te beoordeel, maar waarskynlik verstaanbaar, want as daar so ewe skielik so groot groep gewapende mans in 'n nedersetting opdaag, kan 'n mens dink dat hulle waarskynlik nie sommer met oop arms ontvang is nie. Nou ja, by Leeuwpan is 'n nuwe bestuur gekies en trekregulasies is vir die Verenigde Trek opgestel. Uiteindelik het die meerderheid van die trekkers so al by die Okavango rivier langs aan die suidekant van die Okavango rivier verder getrek. Nou daar was destyds baie min swartstamme suid van die Okavango rivier en suid van die Kunene, want die boesmans wat suid van daai riviere voorgekom het, was vir die swartstamme noord van die riviere 'n groot bedreiging. Aanvanklik was die verhouding met die Kavango stamme en met die Ovambo stamme vreedsaam, maar mettertyd het daai verhouding ook vertroebel en hulle moes maar verder trek, al verder wes, na droër gebiede waar daar dikwels minder fonteine was. En uiteindelik het hulle gekom waar die Etosha Pan vandag is, en by Rietfontein en van die ander fonteine daar het hulle vir 'n tydperk van ongeveer 18 maande oorgestaan. Hulle het toe nou verkenningsekspedisies oral uitgestuur en uiteindelik toe agtergekom aan Kawokoland in die verre noordweste van die huidige Namibië. Is daar heelwat weiding, daar is ook nie vyandige swartstamme in daai omgewing nie, en daar was baie fonteine vanweë die geografiese en geologiese geaardheid van die grond daar. So hulle het toe vir 'n verdere 18 maande in Kawokoland oorgestaan by plekke soos Ritsplaas en Kawoko-Otawi en ander fonteine. Hulle het toe tot Oktober 1880 daar oorgestaan, maar besef dit is nie 'n permanente plek wat hulle kan woon nie. Dit was baie ver
van handelaars af wat vir hulle van buskruit en medisyne en koffie en tee moes voorsien, en hulle het na 'n beter gebied gesoek, en met die onderhandelinge van 'n breinjagterhandelaar, William Jordan, het hulle uiteindelik verhouding met die Portugese aangeknoop en onderhandel oor grondgebied waar hulle kon vestig in die suide van Angola, wat daai tyd Portugees Wes-Afrika genoem is. Nou daai tyd was daar omtrent geen sprake van 'n blanke besetting van die binneland van Angola nie, so die trekkers is met absolute oop arms deur die Portugese owerheid verwelkom. En die Portugese het natuurlik hulle as bondgenote teen die swart stamme beskou vanweë hulle militêre prestasies van die groot trek af en verder. En uiteindelik het die Portugese vir hulle grond aangebied in die omgewing van Umpata, waar hulle 10 jaar lank belastingvry kon boer op die grond wat hulle gekry het. Hulle het ook die reg gekry om 'n dorpie daar te gaan stig onder hulle eie bestuur. Maar nog voordat hulle kon trek na Angola toe, het berigte van hulle haglike omstandighede hulle landgenote in Transvaal, in die Vrystaat en ook die Kaapkolonie bereik. En daar is besluit om vir hulle lewensmiddele te kollekteer en geld en voorrade vir die noodlydende trekboere in te samel. Vir die doel is skoener die Christina na Damaraland gestuur en 'n gids, Richard Heibettel, is gekontrakteer om die goedere by die trekkers af te lewer. Nou ja, die trekkers het natuurlik van hierdie gunstige geleentheid gebruik te maak om daai goedere by Walvisbaai af te gaan haal, want dit was nie moontlik om die goedere aan die Skerelkus af te sit nie. En uiteindelik, nou ja, toe sien ons nou weer terug in Angola. In 1880 het die boere 'n ooreenkoms met die Portugese goewerneur van Mossavedes bereik, Sebastião Nunes da Mata, waar volgens hulle self in Angola sou vestig. En so van November 1880 af het hulle begin trek van Kahokuland af na die hoogland van Umpata, waar dit gunstig was om te bly en waar daar nie malaria was nie. En in die omgewing van 28 Desember 1880 tot 4 Januarie 1881 het hulle besluit om hulle te vestig in Umpata. Nou ek het genoem dat die Portugese die boere met oop arms verwelkom het. Hulle was natuurlik, die Portugese was handelaars en dit was vir hulle 'n gunstige geleentheid, want ewe skielik het daar nou markte ontstaan aan die binneland van Angola wat hulle produkte van die hand kon sit. Die Portugese het die boere nie net beskou as bondgenote teen die swart stamme nie, maar natuurlik ook teen die moontlike besetting van die Britte, want teen daai tyd het die Scramble for Africa, die groot ekspedisies van die Europese moondlede om grondgebied in Afrika te beset het begin, en die Portugese wou natuurlik hulle gesag oor die gebied van Angola en natuurlik ook Mosambiek vestig daarso. Interessant genoeg het nie al die boere Umpata toe getrek het. Daar was 'n klompie wat met die Okavango net verder getrek het en al dieper in die binneland van Angola ingetrek het en eers bietjie gejag het en geld opgebou het, want hulle kon die jagprodukte by handelaars verruil. En ja, mettertyd het nog enkelinge by die boere in Umpata aangesluit. Dit was hoofsaaklik mense van die destydse gebied wat Ovamboland en Hereroland was, of vandag Namibië of destyds Suidwes-Afrika, want daai tyd het daar 'n oorlog tussen die Namas en die Hereros uitgebreek, wat daai deel van die wêreld onaangenaam vir jagters gemaak het, en hulle toe nou maar net noord oor die Kunene getrek na die ander boere by Umpata. Nou so 'n bietjie statistiek, daar het uiteindelik so wat 700 blankes getrek en 'n onbekende groep is van die Makvolk, die swart arbeiders. Daar het aanvanklik so wat 600 mense die trek Transvaal verlaat.
Sowat 100 is in die 7 jaar op trek gebore, wat eintlik baie min is, as jy gaan kyk na hulle hoë vrugbaarheid. En ongeveer 1/3 van die trekkers het teruggetrek Transvaal toe. Ongeveer 1/3 het tydens die trek gesterf. Die meeste van hulle van malaria. En dan het uiteindelik ongeveer 230 van die aanvanklike groep plus die 130 babas wat tydens die trek gebore is. Uiteindelik sowat 370 blankes het uiteindelik Angola bereik. Nou ja, ek dink vandag in die geskiedenis is die Dorsland trek staan bekend omrede van hierdie groot lyding en die ongelooflike tonele wat hulle daar opgespeel het tydens die trek. Maar daar was natuurlik baie Dorsland trekke. Ek het genoem daar was 7 Dorsland trekke, groot Dorsland trekke net na Angola. Maar daar was ook talle ander trekke aan die binneland van Afrika wat ook bestempel is as Dorsland trekke. En nie al daai trekke is van blankes gewees nie. Daar was ook 'n groot Dorsland trek van die Hereros na hulle rampspoedige veldtog teen die Duitsers in 1904 in Namibië of in Suidwes-Afrika. En die lyding van daai Hereros was selfs nog baie groter as die lyding tydens die Dorsland trek. Daar is bereken dat met daai tog van die Hereros in die woestyn in ongeveer 3600 mense gesterf het, wat natuurlik meer as 10 keer soveel is as tydens die Dorsland trek wat die praatjie vandag is. Maar ja, ek dink die Dorsland trekkers het toe vir omtrent 50 jaar baie gelukkig in Angola gebly. Aan die einde van die tydperk daar, hier in die 20er jare van die 20ste eeu, het die verhoudinge met die Portugese begin versuur. En die aanvanklike goeie verhouding was nie meer so hartlik as vroeër nie. Ek dink daar was ook baie goeie ekonomiese redes hoekom die Angola boere, soos hulle toe bekend gestaan het, besluit het om Angola te verlaat. Maar voordat hulle nog Angola verlaat het, wil ek net 'n stukkie lees wat die graaf van Mayo vir hulle besoek het daar, en hy was 'n neef van Charles Darwin, of nee, hy was 'n bekende Britse edelman wat hulle kort na hulle aankoms daar aangetref het. En hy het van hulle geskryf: "Taking them all around, a finer set of men I have never seen. Without doubt, during that terrible 7 years journey, it was a case of the survival of the fittest." Nou hier is dit natuurlik so 'n bietjie 'n kleurtjie van Charles Darwin met the survival of the fittest, wat daarvan ter sprake is. En 'n neef van Charles Darwin het die volgende gesê. Dit was Francis Galton wat die destydse Suidwes-Afrika aan die suide van Angola besoek het. En hy het die volgende gesê: "The Dutch Boers had now found their way to Mpata. They were a marvelous race, with great power of acclimatizing themselves. For certainly, the Dutchmen seemed to live and thrive and multiply in regions where the English race did not thrive so well." Nou ja, dit is hulle aankoms in Angola. 50 jaar later in 1928 het hulle met die destydse Unie-regering onder generaal Hertzog onderhandel en 'n groot klomp van hulle het plase in die destydse Suidwes-Afrika gekry. En hier is hulle deur 'n deel van die bevolking met oop arms ontvang, maar ook 'n deel van die bevolking, vir al die Duitse settlers, by hulle was dit minder welkom geweest, want die Duitsers het natuurlik besef hulle gaan nou demografies verdring word deur hierdie groep boere. Maar dit het natuurlik gehelp om die ekonomiese ontwikkeling van die land aan die gang te kry. En die regering, die Suid-Afrikaanse regering, waarvan Suidwes-Afrika destyds 'n mandaatgebied was natuurlik bly om hierdie boere te kry, want hulle kon die land ontwikkel, en dit was natuurlik ook gewillige stemvee vir die nasionale party in daai jare. So, dit is die geskiedenis van Angola. Dit het
die Afrikaners se geskiedenis het grootliks in 1928 tot 'n einde gekom, maar dit was glad nie die einde nie. Daar het nog so wat 600 Afrikaners in Angola agtergebly en hulle het in hoofsaaklik twee groepe Angola uiteindelik verlaat hier in 1858, 1958, 1959 het 'n groot klomp van hulle na Suid-Afrika en na Suidwes-Afrika getrek en met die hulp van die Hervormde Kerk en natuurlik toe die oorlog in Angola in 1975 uitbreek, het die laaste groep Angola boere se afstammelinge Angola verlaat. Maar dit lyk of die laaste hoofstuk van die Dorslandtrek nog nie geskryf is nie, want ek weet persoonlik van baie afstammelinge van die Dorslandtrekkers wat stadig maar seker weer besig is om terug te trek na Angola toe. Angola is natuurlik 'n land met geweldig baie geleenthede en dit lyk of hulle daar ook steeds met oop arms verwelkom word. Baie dankie. My eie De Tooy familie was 'n deel van die Dorslandtrek. Dis die Rolof De Tooy wat vermoor is deur die Boesmans en Joachim, wat ek dink dit was Joachim Johannes, hy het mos verder ingetrek verder in Afrika in. Maar in elk geval wat ek wil vra is, wat ons baie oorwonder is, wat het hulle geëet tydens die trek terwyl hulle nou daardeur Botswana was? Wat sou hulle geëet het buiten Ek dink dit is belangrik. vleis? Hulle het natuurlik in die begin bietjie lewensmiddels saamgevat, maar dit as jy dink hulle het 7 jaar lank getrek, dan sou dit nie baie lank gehou het nie. So ek dink ons moet onthou, hulle was 'n groep mense wat gewoond daaraan was om 3 keer op 'n dag vleis te eet. Die dieet was hoofsaaklik vleis. Maar hulle was nie nooit heeltemal eensaam op hulle eie nie. Hulle het voortdurend by swart gemeenskappe verbygetrek en hulle het natuurlik daai vleis wat hulle gejag het hulle geruil vir mielies en pampoen en watse produkte ook al die swart stamme verbou het, so dit kon bietjie aangevul geword deur ruilhandel en wel nie baie van die kante wat in die omgewing het ook in Transvaal voorgekom, so hulle kon bietjie van veldvrugte leef. Ek dink hulle het seker ook bietjie geleer by af te kyk wat die Boesmans doen daarso. En dit was natuurlik ook die rede hoekom omtrent 11 van hulle het van hulle het geveldvrugte geëet wat hulle nie besef het is giftig nie. Maar die rede daarvoor was dat hulle sekere van die veldvrugte geëet het sonder dat hulle die nodige kennis gehad het wat giftig is en wat nie. Baie dankie, dit was interessant, want ek het gewonder waar sou hulle nou groente en vrugte en daai tipe gekry het. Ja, en ek dink en meel, jy weet net om 'n mens moet ook onthou, kyk, as jy kyk na skeerbuik en Vitamiene C en al die ander vitamiene wat jy nodig het, die meeste van hulle kry jy nie van vleis nie. So deel van hulle lyding moet ook toegeskryf word aan hulle gebrekkige dieet. Hulle het eenvoudig nie al die vitamiene en minerale en goeders ingekry wat hulle moes kry nie, en dit het hulle verswak en baie meer vatbaar gemaak vir siektes soos malaria. Ja, dis beslis so. Nou net my tweede vraag, ek dink dit was Jan Gryiling, een van sy afstammelinge. Chris van Dijk het hier by ons gewoon in ons dorp, 'n groot ou boerman, hy's nou oorlede, maar hy het daar in Gobabis opgeëindig, toe hulle nou, jy weet, of sy familie, toe hulle nou terugtrek uit Angola uit. En Chris het vir my vertel, hy's nou oorlede, maar hy het vir my vertel, hulle was baie sleg behandel. Die Suidwesters, as ek hulle so kan noem, het nie baie gehou van die Angola boere wat nou terugtrek nie. En hy sê, hy onthou as kind, was hulle verskriklik gepiets, gaan ek dit nou noem, op skool. Die ouens wat van Angola afgekom het, die kinders, hulle was nie populêr nie, die onderwysers het nie van hulle gehou nie. Daar was so 'n bietjie animosity, ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord nie, tussen die Angola afstammelinge en die Suidwesters hulle self, en dit het ek nogal baie interessant gevind. Hulle was nie baie populêr nie.
Ja, nee, ek dink dit was kyk, daai eerste groep Angola trekkers in 1928 was natuurlik ook nie baie welkom in Suidwes toe hulle daar aankom nie, en toe dieselfde weer gebeur in 58 en in later jare. Maar ek dink is 'n groot ding, die mense was regtig baie arm. Hulle het ook min skoolopleiding gehad, en dit is nou maar een ding van kinders. Kinders is genadeloos, en as hulle kan spot vir armer kinders of ander kinders wat half nie so geleerd is soos hulle nie, dan is kinders absoluut genadeloos, en ek dink dit moes nogal redelike onsmaaklik gewees het om so arm kind te wees in 'n vreemde land wat jy niks van staan nie, en dan boonop spotte jou maatjies jou daarso. Ja, beslis so. En net nog een laaste vinnige vraagie. Die ouens wat opgeëindig het ek dink dit was in Kenia. Was dit ook dorslandtrekkers wat verder getrek het of het hulle uit Suid-Afrika uitgetrek? Die ouens wat die laaglande, wat het hulle genoem? Ja, dis interessant, want 'n groot klomp van die mense wat in Oos-Afrika geëindig het, hoofsaaklik in twee lande, Kenia en in destyds Tanganyika of Tanzanië, het natuurlik na die Boereoorlog soontoe getrek. Maar daar's 'n interessante groepie, en jy sal dit interessant vir die broers van daai Rolof de Tooy. Twee van hulle, of een van hulle het al die pad weer teruggetrek Transvaal toe. Hy het daar in die omgewing van die Soutpansberg gevestig, en toe 'n tweede keer het hy Angola toe getrek. Hy het ook 'n ruk lank in die destydse Suidwes-Afrika toe getrek, en toe het hulle al die pad deur getrek tot by Eldoret, en selfs daai streke waar Burundi en Rwanda vandag is, en hulle daar gevestig. En dis broers van daai Rolof de Tooy. Dis reg, ja, ek onthou die broers. Ek dink dit was Johannes Jogemus was die een se naam, ek kan nou nie die ander onthou nie. Ja. Ag, baie dankie Nicole, dit was baie interessant. Dis al van my af. Nicole, lyk vir my het so goeie jobie gedoen vir die gesprek. Daar's niemand wil hulle vra nie. David, I would like to ask a question, please. Ja. Baie dankie. Nicole, wat jy vir ons vandag vertel het, is eintlik moet maar die beginstorie van die dorslandtrekkers. Jy het vir ons vertel grootendeels tot by 1928. Jou boek, ek het nou net die Engelse ene daarvan, The Boers in Angola, is van 1928 af. Is daar 'n boek wat die verhaal vertel van die dorslandtrekkers van die begin af tot by 1928? Ja, nee, daar is kleiner boeke. Ek het begin om boeke te skryf, en ek het tot dusver al 3 boeke geskryf, waarvan 2 in Engels vertaal is. Die een wat hierdie trek oorhandel, ek kan net wys hoe die boek lyk, verskoon bietjie vir die weerkaatsing van die lig. Die Dorsland trek is net die eerste 7 jaar van die trek, van 1874 tot 1881. Dit is ook in Engels beskikbaar. Daarna het ek 'n tweede boek geskryf, en dit is die verhaal van die klomp trekkers wat by Umpata was, en toe na hulle eie republiek gestig het by Appingtonia, dis by Grootfontein in die noorde van Namibië. Nou dit van daai hele geskiedenis net tot 1889. En dan het ek my heel eerste boek is natuurlik die tydperk van 1928 tot 1975, en dit is die boere in Angola, of die Afrikaners in Angola, die boek wat jy nou genoem het. So daai hele 50 jaar geskiedenis van 1889, waar ek my vorige boek geëindig het, tot 1928 moet eintlik nog volledig beskryf word. Ek is besig om navorsing daaroor te doen. Ek wil my volgende boek sal waarskynlik oor die volgende 3 groot trekke na Angola toe wees. Dit is die trekke van 1892,
tot 1894 en die trek van 1905 tot 1906 en natuurlik al die ander kleiner trekke na Angola toe. En dan een deel van die geskiedenis wat min van bekend is, in 40 jaar se tyd in Angola was hulle, die boere daar, was betrokke by 22 oorloë daarso. Nou daarvan is ook geweldig min bekend. Ek is ook besig om daaroor navorsing te doen. En dan 'n derde boek wat ek graag wil skryf en ook al ver geskryf het, is net 'n oorsig oor daai tydperk van 1881 tot 1928 wat net gaan oor die kultuur en die gebruike van die Angola boere. En daar is goeie boeke oor die kerkgeskiedenis byvoorbeeld geskryf, maar daar's nie 'n omvattende boek wat breër oor die geskiedenis berig daarso van daai tyd en daai amper 50 jaar in Angola nie. Nicole, baie dankie vir die gesprek. Dit is baie interessant. Dit is nou iets wat ek nou nog nooit gehoor tevore, maar jy kan hoor, ek is maar 'n Engelsman, so dit is my familie was nie daar betrokke nie, of so aan, so, maar nogtans, dit is baie betrokke. Ek is bly om te hoor van die mense in die Oos-Afrika, want daar is baie stories daar van die boere, veral Pretorius wat gehelp het met die Britse in die Eerste Wêreldoorlog daar, wat nou aangetrek is as 'n arm om daai konings, daai skip te laat uithaal uit die oorlog. Ja. So baie dankie en ek hoop julle gaan goed vandag, dat het 'n bietjie warmer kry en sal jou gou weer sien. Dankie.